my hart vanmôre. Ek weet nie of jy dit voel, julle dit voel, dat ons nou miskien so dat ons nou so nou, maar ek voel in my hart, is dit my ding wat so maak. Stel hom af, asseblief. Ek voel in my hart, dat al die aanslag op ons gemeente, van waar ook al, man, dis, wie oral is aanslag, wie wat, ek het nog opgewondenheid. God is besig om ons gemeente so gesond te maak, dat Namakwaland gaan om hulp soek by hierdie gemeente. Ek voel dit in my gees. Nie by die pastorie, by die gemeente, gaan Namakwaland kom hulp soek. Ons gaan werklik, en ek sê dit met vreeslike nederigheid, die Here ken my hart vandag, en eerbied, dat die Here gaan vir ons gebruik, waar stikkendheid en flintersheid, dat mense sal bel en sê, help. Mense sal, alles dit ook net 'n Sondag, of 'n Woensdag, of wat ook al, as ons net dieper ingaan. Ek sê nou vir u, dis wat ek voel. En ek glo, dat in ons, ek praat nie uit hoogmoed uit, dat die Here 'n kerk uitsonder, of dit nee, maar waar God se gees welkom is, gebruik hy. En ons gemeente, weet, ons is nou te veel by alle plekkies gewees, en ek wys die vinger na ander kerke, maar ek sien die besig wees kerkies, maar daar is die krag nie. Die Heilige Gees, mense, is nie daar. Ek sê nie, is nie daar sit kosbare geredde mense ook. Maar omdat die Gees vrylik kan beweeg, dit word verhoed, deur besig wees, deur Martas in die kerk. In die Pinksterkerke is daar te veel Martas. Want ons wil 'n show deurgee vir die mense daar buite, hoe pragtig en mooi, daar's niks. So vanmôre wil ek werklik praat oor hierdie ou stukkie, 'n deur wat niemand verwag het. Nou as ons nou in die woord gaan kyk, dan sien ons dat die Israeliete het 'n koning verwag. Hulle het 'n koning verwag. Hulle het nie verwag dat hier iemand sommer nou net hier in 'n stal in 'n gebore word en hy is maar net hier rond en ek het op een van die ou stukkies wat ek so opsit, het ek juist gepraat dat Jesus so eenvoud was, so alledaags was, dat hy met 'n soen moes verraai word. Want niemand het geweet dis hy nie. Die soldate het nie geweet dis hy nie. So eenvoud was hy gewees dat Judas hom met 'n soen moes verraai sodat die soldate kan sien dis hy. Dis is dit nie. Verstaan jy, so die Jode het 'n koning verwag en hier loop 'n eenvoudige mens tussen almal rond. As hy nie wonderwerke gedoen het en of jy hom nou nie geken het, sal niemand eers geweet het dis Jesus. Verstaan jy, kyk hoe kosbaar. So dis hoekom ek praat van dat hierdie deur wat niemand verwag het, kom arriveer hier in hierdie wêreld. Alhoewel Jesaja daarvan gepraat het hulle nog altyd hulle mindset en hulle sit te wag nog altyd, die Jode sit te wag nog altyd vir 'n Messias wat hulle sal verlos uit hierdie wêreld, maar nie een met eenvoud. Hulle verwag krag en mag wat nou gaan kom om hulle te verlos uit hulle verdrukking. En Jesus kom in eenvoud, stalgebore, normale huis groot, gaan besoek by die tempel soos almal. Dis wat hulle gesoek het. Nou daar's baie, as ons vanmôre kyk, daar's 'n klomp deure wat vir jou na verskillende plekke toe vat. Deure wat jou buite hou, deure wat beskerm wat kosbaar is, maar daar's net een deur wat gaan bepaal waar jy jou ewigheid gaan deurmaak en deurbring.
En dis wat ons vanmôre juist praat. Daar's net een deur wat gaan bepaal. Daar's nie 'n moeder Maria nie. Daar's nie 'n soos die moslems wat glo in hulle God en die Islam glo in hulle God en die elkeen het 'n vreeslike God en 'n watse ding. Daar's net een deur en sy naam is Jesus Christus. Nou dis maklik om te kan sien as Islam en Moslem praat van hulle gode, hulle deur, verstaan jy? So dis maklik om te sien vir ons as kinders van die Here. Hier's 'n verkeerde deur. Ons kan maklik sien dat die Katoliek, jy weet mos jy kan nie deur moeder Maria nie. So dis maklike sigbare deure wat 'n mens kan onderskei en kan sien, maar dis verkeerd. Maar wie dat die vyand is besig om ander deure oop te maak. Verskillende deure oop te maak om vir jou te mislei van die regte deur. Verstaan jy? So daar's vreeslike aanslag op wedergebore kinders van God deur valse godsdienste. As ons Judas gaan lees, die hele Judas, Johannes 1, Johannes 2, oral word gepraat van valse, dis ander deure. Die vyand maak ander deure oop, sodat jou fokus van die kruis af wegkom, mense. Verstaan jy hoekom ek altyd sê hoe belangrik dit is dat ons in die Gees moet wandel. En ons kan dit net doen deur God op te soek. Elke dag stilte tyd. Want anders gaan jy deure sien wat vir jou reg lyk. Materiële dinge man. Verstaan jy, dis deure wat jou aandag wegvat. Ontspanning, dis deure wat jou aandag wegvat. Sport, weer rugby was vir my altyd 'n vreeslike storie. Dis deure wat jou aandag wegvat. Die Satan weet dat jy sien hierdie is verkeerd. Verstaan jy, die wêreld sien bitter min. Maar ons as kinders van die Here is dit belangrik dat ons kan sien, maar hier's 'n deur wat nou vir my besig is om vir my weg te vat van Jesus Christus af. Want hy is die enigste deur waardeur ons kan gaan. Verstaan jy so? Dis hoekom ons so gefokus moet bly op Jesus Christus. Ons kan so 'n bietjie praat. Hoor maar as 'n mens so 'n week of 2 weke of wat weg gewees het, dan voel jy onmiddellik, Jesus man, weet jy, dis net nie. Ja, ek verlang terug. Want 'n mens verlang na dit wat ons doen, die eenheid in Christus, die krag van die Heilige Gees. Want hier is jy bietjie alleen gaan kuier. Ek sê mos nou nie dis verkeerd, moet nou nie, ek sê net jy voel, Jesus maar ek sit nou hier tussen 'n klomp ongelowiges. Hoe vinnig trek dit jou af? Ja, dit trek jou net so af. Verstaan jy, so jy moet soveel dieper ingaan om ook hierdie aanslag te kan weerstaan. Want ons het nie altyd mense om jou nie. Ek bedoel as jy in 'n tronk loop beland, wie gaan vir jou aandag gee? Niks nie. So jy moet so gefokus wees en so diep by die Here dat al gaan jy ook waar, moet dit nie 'n effek hê nie. Ja, ons verlang na as gesin, as family, maar dit moet nie vir jou so affekteer dat jy voel, yes, maar ek is besig om uit te sak. Verstaan, dan is die wortel nog nie diep genoeg. Verstaan jy so? Right, die belangrikste deur, Jesus Christus, en ons moet so fokus op dit, dat dit niks anders in hierdie lewe moet vir ons so belangrik wees, en dit wat ek Sondag gesê, as om by hierdie kraak in te gaan. Ons moet hierin gaan, mense. Mense, ek sit baie aande, of ek lê partykeer in die bed in die aand voor ek slaap, dan besef ek, dat God se tyd is nou. Mense, dis nie lank nie. Regtig, die Here het vir ons daai in ons gegee, die Gees van God, wat in ons woon, om vir ons te sê, dis nie meer lank nie. Gister stuur een vir my 'n boodskap. Ek sal maar die name noem. Wie kan dit nie, maar ek val amper van my ou lysie chair. Pastoor, jy nie vir my
dit en dit op die groepie adverteer, in ruil sal ek na jou kerk toe kom. Ek sê jou arrogante vuilers. Jou arrogante vuilers. Ek sê hoor, luister vir jouself. Ek sê jou siel. Jy dink jy's hier met besigheid, in ruil sal ek sê man, bly jy by jou huis, want daai goed wat jy wil adverteer, dis niks goddeloos, sal ek nie op die groep, want ek wil net vir jou 'n punt wys, in ruil. Asof dit 'n gisteraan, en ek besef, wie ek sit met 'n skok, ek sê vir Christine, ek kan nie glo, in ruil sal ek kerk toe kom. Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan hier op die punt van die koms van die Here Jesus, wil jy 'n ruil transaksie maak? Ja. Wie, maar mense nou kan ons hulle maar, hoeveel van ons sit hier ook met so 'n ruil transaksie? Nou nie oor kerk toe gaan, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan wat ons probeer om God se arm te draai. Op die punt van sy koms probeer ons Jesus se arm draai om hemel toe te gaan. Jo, mense, daar's net een deur. Want hierdie deur gaan bepaal waar ons klaar maak. Met die eerste opslag klink dit vreeslik eenvoudig. 'n Deur, ons moet in Jesus glo, dit word Johannes 3 vers 16. Wat die woord ons sê, dat hy iemand gestuur het, God het sy enige gebore seun, sodat niemand moet verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan erwe. So, klink vreeslik eenvoudig. Dit klink vreeslik eenvoudig. Ag, glo maar net. Nou kom ek sê vir jou, as daar een is wat glo, is dit die Satan en sy demone. Hulle ken God beter as wat ek en jy God ken. Werklik, mense. So dis nie so eenvoudig. Want die Here het vir ons baie duidelik sy woord, sy riglyne, hoe om by hierdie deur in te gaan. Om net te glo. Pas op mense. Om net te glo, want Jakobus praat van geloof met die werke. Apart kan hulle nie opereis nie, want geloof het vir werke nodig. Werke het vir geloof nodig. Verstaan jy, so net om net in God te glo is nie genoeg nie. Want hy sê gaan 'n gemaak disippels. So daar moet werke kom, daar moet iets kom. Jy moet werk in jou verhouding met God. So dis werke. Verstaan jy? Deur jou werke alleen sal jy nie gered word nie. Ek bedoel as ek glo in God, dan wil ek ons nader aan hom beweeg. Is dit nie waar nie? So ek moet van my kant af, ek kan niks doen om gered te word, behalwe om te doen wat die woord sê. Verstaan jy, want ons is gered uit genade. Maar ons moet van ons kant af, moet ons 'n commitment maak, en ons moet Bybelstudie doen, ons moet bid, ons moet God se aangesig, dis ons werk. Dis ons werk. Wat sê Jesaja? Is dit nie die vas wat ek soekie? Gaan doen goed aan die ander? Dis alles werke wat saam met geloof. Want geloof sê, ek vertrou Jesus Christus. Ek glo in Jesus Christus. So geloof sê, gaan doen wat Jesus gedoen het. Gaan 'n gemaak disippels. Kyk hoe loop die twee saam met mekaar. So dit maak dat ons die deur raak sien. Want as jy, hoe lekker is dit mense, om vir iemand die evangelie te bring, en jy sien hoe hierdie mens tot redding kom. Dis 'n voorreg om te weet ek het 'n aandeel in hierdie mense redding. Dis kosbaar mense. Nou hoe meer, en dis hoekom ek weer terugkom oor geloof toetse ook. Want geloof toetse maak dat ons God beter leer ken. Is dit nie kosbaar? Dis hoe die dinge van die Here loop maak. Nou kom ons gaan nou. Dis net 'n gewoon, dis nie 'n koning wat gekom het nie. Ons weet in ons hart, dis die koning van die konings, maar Jesus het hom nie kom voorstel as die koning. Verstaan jy, hy het nie hier gekom in die wêreld en hy's met goud en silwer en alle edelstene behang, en hy het nie hier rondgeloop met 'n vreeslike jas dat hulle kon sien, hoor, hier is die koning. Nee, hy het in eenvoud en nederigheid vir ons baie duidelik kom, hy is die koning.
Maar hy het nie hier geloop op brek en aandag soek tussen, nee, eenvoudige klere, eenvoudige mens, ek is die koning, Henk. Nie Henk, hoor jy, aanbid, ek is die koning, ek is die koning, ek is die deur, Henk, eenvoudig. Dis hoe Paulus praat, eenvoudige boodskap. Ek is die koning. Willem, ek is die koning. Glo in my. Ons gaan nou kom. Nie 'n vegter of soldaat wat sy pad opgeveg het nie. God kon net 'n woord spreek, man. Net 'n woord spreek. Jesus kon enige mens wat hom wil aanval, die klomp soldate, die wat hom daar by die berg van afgooi, hy kon net 'n woord spreek. Want hy het hulle gemaak. Jesus het hulle gemaak. Dus dat so hy kan 'n woord spreek, maar omdat hy geweet het waarvoor hy kom. Joh, man, mense, net 'n deur, eenvoudig net 'n deur. Ek is die weg. Nou kom ons gaan net 'n bietjie vinniger, want hier is kosbare goed hier onder toe man. Maar agter daardie eenvoudige woorde skuil een van die kragtigste verklaringe wat Jesus ooit gemaak het. Hy het nie net gesê, hy wys die pad na God toe, man. Hy het gesê, ek is die enigste ingang. Daar is nie nog 'n ingang. Ek is die enigste ingang. Hy is die enigste toegang. Hy is die enigste weg na die huis toe. Jo, mense, is dit nie wonderlik vanmôre? Hy is die enigste weg. Ek is, kyk hierso, oral waar hy praat van, ek is. Nou, kyk nou gaan lees ons in Exodus, waar kom hier so, Exodus 3 vers 14, dan sal jy lees, hoekom het die Jode in opstand teen hom gekom? Omdat hy gesê het, ek is. Want hy het verklaar, want God het vir Moses in Exodus 3 gesê, ek is. Nou kom hierdie eenvoudige mense en hy loop in die strate en hy sê, ek is. Dit wil hulle nie hoor nie. Nou is die Jode koor, hulle is nou woedend, want wie is jy om te sê, ek is? Maar Jesaja het vir hulle gesê, ek is op pad. So hulle het dit net eenvoudig nie geglo nie. En die profete het hulle gewaarsku in die Ou Testament, ek is hier. Die apostels in die Nuwe Testament het vir hulle gesê, ek is, dis hy wat daar loop, dis hy. Wat het nou Johannes die Doper gesê? Daar is hy. Dis die een. Na hoeveel duisende wat hy gedoop het, vertel hy, daar's die ene, dis hy. Dis die eintlike ek is wat nou hier is. Jessie mense, is dit nie kosbaar nie? Ek is. So dit het, vir ons klink dit normaal, maar vir die Jode, van daardie tyd was dit skokkend, om te, hier loop een rond en sê ek is God. Want daar was vreeslike oorstryery oor die drie eenheid. Elkeen is God. Dis God. God in sy drie eenheid. En hier kom Jesus en hy sê ek is. Nou, Moses het vir God gevra, daai stukkie van Exodus 3 vers 14, daarom het die Jode het nie verstaan dat Jesus nie net oor homself praat nie. Hy maak aanspraak dat hy God is. Yes! Dis goed wat my opgewonde maak. Dat Jesus sê, ek is God. Ek is God. So dit maak vir my en vir jou dit soveel makliker om te besef, ons is by die regte God. Ons het die ware God. Die enigste deur, dis hy was hier. En almal, hoe lyk God? Wie is God? Jesus sê, as jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Ek praat Sondag oor die gordyn, verstaan wat vir my so kort, nou sien, as jy wil weet hoe lyk ek is, dan kyk jy by die ander ek is. En toe hierdie ek is weg is daar nog 'n ek is wat sy naam Heilige Gees is. Is dit nie wonderlik? En al drie saam is, ek is. Ja. Hey man, dis vir my. Hy sê, ek is die brood van die lewe.
Ek is die lig van hierdie wêreld. Nou, die deur. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding van die lewe. Ek is die deur. Niemand sal deur. Hoe kom het deur? En dan kom ons by daai stukkie wat ek gepraat het oor Sondag, van die Jode wat Israeliete wat daai jare die krale gebou het, hoog met takke, maar daar was nie iets wat hulle altyd by die hek kon gelê het nie. So die wagter, die herder van die skaap, het self daar geloop lê en hy het beskerm. Is dit nie wonderlik nie? Hy het sy lewe op die spel gesit vir sy skape. So enige roofdier wat hierdie skape wil, mense hoor nie die diepte. Ons het nou gepraat, nie net lees nie. Hoor die diepte van hierdie ou stukkie. Hy het sy lewe op die spel geplaas. Vir roofdiere, enige iets, rowers, kelms, wat probeer het om by hierdie skape uit te kom. Hier lê die deur by die ingang. Jesus Christus. So as jy, hoor mooi, as jy en ek Jesus Christus waarlik aangeneem het, is daar 'n deur wat jou beskerm. Daar's 'n hek. Moenie dat mense vir jou kom sê, hoor ek dink jy's regtig gered, of die Satan fluister mos gedien, ken jy regtig die Here? Ons gaan nou dieper, ons gaan nog baie dieper. Ken jy regtig die Here? Moenie vergeet dat God sê, kom soos jy is. So die klomp skape wat daar binnekant lê, is nie volmaakte skape nie. Daar lê lammertjies, daar lê wat se been al gebreek is, verstaan jy, daar lê onvolmaakte klomp skape lê daarso, maar die herder lê in die deur en hy pas hulle almal op, want dis sy skape. Met klomp tekortkominge. Hulle is daar, hy lê by die deur. Geen rower sal jou kom steel nie. Wat sê God? Niemand sal jou uit my hand uitkom haal nie. Niemand, want die herder lê in die deur. Niemand kan jou kom vat nie. Niemand kan jou kom steel nie. Niemand kan jou doodmaak. Jy lê veilig. Hier is jy in die herder se hand. Hier is God se hand bo oor hierdie wat ons eendag gesê het. En binnekant is die Heilige Gees van God besig om die lam gereed te maak. Mense, jy is so getawe. En dan is dit 'n skare van engele met wapen, geestelike wapen hier rondom. Hoe kan iemand jou daar uitkry? Change your mindset. In Jesus se hand, want deur sy wonde het daar genesing gekom, die Heilige Gees binne, God tawe. En ons engele skaar rondom. Jesus, wie hoe veilig is jy? Weet jy hoe veilig is jy? Die engele skare in Psalms in die Amplified sê, and the angels of the Lord encampeth around him. So hulle het kamp opgesal. Dis nie net hulle kom gou vinnig en hulle gaan weer nie. Hulle Psalm plak dit? daar. Bly daar. Wat 'n Psalm? Okay. Nou kyk daar. Wat kan wie aan ons doen? Niemand. Niks. Die Satan kom met klomp leuns. Mense met hulle weergawes van jy moet nou eers die bloedlyn vloek breek, jy moet nou eers hierdie ding doen, hoor hier's 'n klomp demone in jou, jy moet nou eers bevry. Maar ek sit met 'n spier wat jas. So dit sê vir my die jas is veilig. God is alweer onvolmaak. Hier nie. Want die herder lê in die versperring. Nou kry Jesus se woorde 'n ander betekenis. Kom ons kyk wat sê. Hy sê nie net hy wys na veiligheid nie. Hy sê hy is die veiligheid. Hy wys nie na gaan maar net, kom maar net in die kraal. Hy sê ek is die veiligheid. Ek sal jou beskerm. Is dit die belofte? Dis beloftes vir Abraham,
Dis beloftes vir Isak, dit is beloftes vir Jakob, so gaan aan, daai beloftes het nog nooit gestop nie, want die God van gister is die God van vandag, is die God van toekoms. Ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar, ek sal in jou lewe voorsien. Hier is 'n blikkie skittery, ek wil 'n vriend van my aanspreek. Niks persoonlik nie. Ek het gisteraand vir Christine gesê, hier lê 'n ding op my hart van voorsiening. Dat ons as kinders van die Here, dit maak vir my baie ontsteld in my gees. As ek kyk in Windhoek, hoe straatkinders loop in blikke skit, om gom te snyf. As gevolg van ouerhuis. So ek wys nie 'n vinger, niks beledig. As gevolg van 'n ouerhuis wat uit mekaar val, strate, staan hulle Windhoekse hoofstrate en staan 'n skit blikkies vir geld, om net daaronder is die, ek weet nie wat hulle alles sny, ek ken nie die gomme en goeders. So dis waarvoor. So, hierdie kind kom by 'n kar, skit blikkie, voortsit, gaan, voortsit, wat mense ook al sê, klomp beledigings, een gooi dalk, vat hier. So, verstaan jy, hierdie kind se lewe word slegte dinge belê, van verwerping, voortsit, verstaan jy? Nou sien ek 'n vriend van my met sy geblikkieskittery van die reek ouens. Nou wat gebeur met wat is daai kind wat gom sny? Dis 'n reek geval. Ek praat van voorsiening, waar ons sê God moet voorsien, of sal voorsien. Matteus 6. So nou staan 'n skit hierdie reek ouens blikkie. So wat, maar is hy nie nou genoeg verneder nie? Toe hy in die drakwêreld, ja, hy is genoeg verneder. Van bedel vir geld om drugs te koop. So nou laat skit jy hom blikkie, so jy vat hom terug na sy verlede toe, om weer hierdie ou verwerping te ervaar. 'n Koningskind wat staan 'n blikskit. Jesse mense, kyk net hier so ons mentaliteit. 'n Koningskind wat blikskit. 'n Koningskind wat loop bedel. 'n Koningskind nog nooit nie. 'n Koningskind mense. Ons dra die image van God. Moet dan nie sê, ek is 'n kind van die Here. Want anders is jy 'n blikskit. Want my God beloof, hy sal. So, hy sê, hy is die veilig. Hy plaas hom tussen ons en vernietiging. Tussen sondaar en oordeel. Tussen dood en lewe. Jesus, hy is die lewe. Prys die Here man. Jy moes dood gewees het, maar toe kom die herder en hy plaas hom daartussen. En hy sê, vat die lewe. Die dood is buite. Ek lê en tussenin. Ek bewaar. Tussen hel en hemel. Jo, mense. Die antwoord lê by Jesus Christus. Hy is die lewe. Hy is die een wat jou hemel toe. Hy is die deur hemel toe. Hy lê tussen hemel en hel. Hy sê daar's 'n kloof tussen die hel en tussen die hemel. Verstaan jy? So hy lê hier, hy verhoed. Mense, man, yes, ek weet nie hoe om voor. Tussen skuldgevoelens en genade. Verstaan jy? Jou ou lewe wat jy net wil vernietig. Daai ou skuld van die dinge wat ons gedoen het in ons verlede. Man, dit prys die Here, dis verby. Want die deur het ingekom en die deur kom lê tussen al hierdie skuldgevoel van die verlede. En hy sê, jy's gered deur genade, omdat jy in my glo. Elke wond aan die kruis was omdat hy voor die ingang gelê het om ons te beskerm. Elke seer, elke aanslag is omdat Jesus verhoed het. Wat beteken dit? Die feit dat jy vandag hier sit, is as gevolg van Jesus. Wat sê die Here in sy woord? Vader, want die Bybel lê aan die wortel. Die deur kom, Jesus. Hy sê Vader, hy praat met God die Vader. Vader, kom ons gee hierdie boom, hierdie jaar, nog kans. Kom ons gee 'n bietjie bemesting. Ons maak dit nat. Wat beteken dit, mense? Dis mense wat in jou kom belê. Dis mense se getuienis, die woord,
die Heilige Gees van God, dis die bemesting. Kom ons gee nog, en as dit nou na die jaar, dan is dit ook uit God, Jesus se hande uit. Want die deur het ook, nou baie van ons het in hierdie jaar, wat jy vernietig moes word, wat jou boom moes uitgekap word. Toe kom die deur en hy smeek, want hy is die tussenganger tussen ons en God die Vader. Hy smeek en sê, Vader, U weet mos, ek het gekom sterf vir Babie. Kom ons gee vir Babie nog hierdie jaar kans. En dan gaan Jesus Christus, kan ek jou verseker, en die Gees van God, gaan alles in hulle vermoë doen, dat, wat sê, is dit Jesaja 1, wat daai ding nie geteken het, of Jeremia 1, van die ou dooie stuk, Jesaja 11 vers 1, dooie boomstom wat uitgebrand het, maar daar kom so 'n groen blaartjie. Jesaja 11 vers 1, dit is baie kosbaar. So daar's altyd hoop, as Jesus bemesting kom gee. Wonderlik mense, want die deur het beskerm. So die deur staan oop, nie omdat jy volmaak is nie, hoor mooi. Ek en jy is te vol sonde, die deur staan oop, nie omdat jy volmaak is nie, maar juis vir jou wat onvolmaak is. Maak dit nie nou 'n bietjie meer sin nie, vir wie het Jesus gekom, vir die gereddes? Nee, vir die ongeredde een mense. So ons moet, dit wat ons vandag gepraat het, om by ongeredde mense uit te kom, nie om die kerk vol te maak, maar ek stel nie belang in 'n vol kerkie, dis nie waaroor dit gaan nie. Die kerk is werklik, waar ons as mens, kinders van die Here, ek wil amper sê hierdie woensdaggroepies, waar ons kan help vir mense om op te staan. Dis waarvoor die kerk is, man. As hulle hier uitgaan en hulle gaan na 'n ander kerk toe, prys die Here, want hy gaan gesond uit en hy gaan maak alweer 'n disipel daarso. Ons wil nie die mense sit en nou vas hierdie. Is dit God se plan? Nog nooit nie, man, nog nooit. Jy sê hier nou 'n groot tiende, man, bokker jou. Jy's vals voor God, man. As jy wil iemand sit hou vas oor tiende. God het gesê, rig disipels op, gaan 'n gemaak disipels, sodat hierdie disipel weer 'n disipel kan maak. Verstaan mense, hoe belangrik is dit? Dis waaroor dit, nie omdat jy volmaak is, dis vir die onvolmaakte, wat die deur oop staan. Jy prys die Here, man, vir die onvolmaakte, vir die rou sondaar, staan die deur oop en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belast is, kom na my toe. Is dit nie 'n kosbare uitnodiging? Kom na my toe. Ek is die antwoord. Nie omdat jy goed genoeg gevind is nie. Nee. Wie van ons kan sê vandag ons is goed genoeg? Nie een nie. Nie ewers ons wat gered is. Niemand is goed genoeg nie. Maar deur die genade van Jesus Christus maak hy jou goed genoeg. Deur sy liefde is jy goed genoeg. Want jy word goed genoeg gevind om 'n disipel te gemaak. Daar's vertroue van die Here se kant van jou. Jy gaan ook vir hom teleurstel. Al vertrou jy, gaan jy nog altyd vir hom teleurstel, omdat ons onvolmaak is. Maar die feit dat hier in my hart, Here, nie omdat jy eers jou lewe reg gekry het nie, dis die grootste nonsens wat die vyand vir jou kan verkondig. Kry eers dat jy dan net eers 'n bietjie beter lyk, 'n bietjie beter ryk as jy hier in die kerk kom. Nee, Jesus man, jy moet kom lewe krol. Jy moet kom lewe krol in die huis van die Here. Dis wat God soek. Nee, die volmaaktes moet ons nou daar weer buitekant besig wees. Jy moet hier, soos wat ons in Okanje 'n openligdiens gehou het. Ek sien van deur af 'n vrou, ek het nie geweet sy is prostituut, maar sy het aangetrek soos een. En op die einde van die dag, toe ons weer sien, toe staan daai vrou reg voor ons, waarvan Christine in sy bars uit in trane. Die onvolmaakte prostituut kom huil voor die Here. Nou wat daarna gebeur het, ons nou by 'n gemeente of saam met 'n gemeente daar gewees. So dit sluit in elke een wat God soek. Romeine 5 vers 8, kan ons hom net so vinnig lees? Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Daar's die ding. Nie toe jy gered was nie. Ja, ook wonderlik. Maar jy moes ook tot redding kom.
So, toe jy tot sonde, toe jy sondaar was, wys God, ek is vir jou lief. God het nie die sonde lief nie, maar hy het jou lief. Want hy het jou gemaak. En hy wil hê jy moet tot redding kom. Die woord sê, niemand, die Here wil nie hê iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal die koninkryk van God. So hierdie uitverkiesing leer is 'n bose gemors, dat God het net paar uitgekies. Jesus is dan 'n wrede God. Ek sê vir jou, mense wat uitverkiesing leer aanhang, hier's 'n trop, ander 3 suster kerke ook. God kies. Jy sê wie hoe wreed is dit? Wie hoe wreed? Gaan dink vir jou, maar wie as jy nog nie die liefde van Christus ervaar en beleef het, dan sal jy dink dit so. Want jy sien, mense sien God met 'n sweep. Hulle gaan lees in Galasiërs 5:21-22, vrug van die gees. Dis daai karakter van God. So hulle sien hom met 'n sweep. So hier kom horde mense. Die God is die enigste wat lewe kan gee. Hy is die enigste wat lewe kan neem. Niemand anders kan lewe gee. Net hy kan blaas en lewe kom. Hoe krom en skeef jy in hierdie lewe kom, maak nie saak, dis waaroor dit gaan nie. Jou siel bly dieselfde, jou gees lyk dieselfde. Dis wat die belangrikste is. Nou laat God mense in hierdie lewe kom om hulle hel toe te stuur. Want hy kies net seker is, die ander is op pad hel toe, sorry. Hoe stupid, jy ken nie die liefde van Christus. Dis nie sy hart. Hy het vir jou gesterf, terwyl jy nog gebroken was. Nie nadat jy heilig geword het nie, terwyl jy nog verlore was. Nie nadat jy waardig geword het nie, maar terwyl jy nog van hom weggeloop het. Is dit nie mooi nie, mense? Ja? So hy kom vir die verlore. Toe jy nog besig was, toe ons nog in die bare gesê, toe jy nog daar dit gedoen, toe kom hy al reeds vir jou. Ha? En hy het met jou op pad begin stap. Wie, as dit nie vir hom was, waar was ons? Ons wat vanmôre Jesus sit en gesê, Jesusie, Here, U was die hele tyd by my. Ek het dit net nooit gesien nie. Want die Satan het vir 'n wyl voor my oë gehad. So, maar nou sien ek, dankie Here, terwyl ek nog verlore was. Ek sit, wie God wys nou die aan my so mooi ding, terwyl ek so stilte tyd. Waar mense roeping vroeg in jou lewe begin, sonder dat jy dit besef. Ek het baie keer, dan vat ek sommer die Bybel. Dan sê ek in laerskool. Maar omdat 'n predikant altyd met hulle togas my so inspireer het, want ek kan nie, want hulle kyk daar in die Bybel, want hulle gooi die teks, mens kan lees nie, al die teks, maar nou vir 'n kind is stupid. Ek dink die dompie, ek het hulle gesê, dompie ken daar, Bybelman. Nou dompie het my geïnspireer, predikante om te gaan doen wat ek vandag doen. So ek het baie keer naweek gedaan. Dan vat ek nou die Bybel en dan loop ek na die werkershuise toe. Dan gaan lees ek nou 'n stukkie wat ek self nie verstaan nie. En dan bid ek, maar ek bid ook ons nou weer vir die lekker slaap, vir die kos, vir die klere, soos jy noem maar. Jong, dat hulle vreeslik beïndruk deur my wat nou vir hulle kom stilte tyd te hou. En dan nou soos 'n predikant terugstap, Bybel onder die verstaan jy, hier sê ek het self so, min wetende, dat God my al daar begin voorberei het. Deur die baan, deur die hoereise, deur die bekering, deur die huwelike, verstaan jy, min wetende, vir eendag. Is dit? Dis daar, dieselfde met ons, gaan dink in jou pad, hoe het jy geloop, waar het jy geloop, waar het jy skoene geloop, trap, onheilige plekke, God het jou bewaar. Ja, man, dit is die wonder van Jesus' woorde, ek is die deur, hy wag nie dat sondags eers goed genoeg word nie, voor hy die deur oopmaak nie,
Hy maak die deur oop, juis omdat sondaars hulself nie kan red nie. Mense is kragtig. Ons kan nie vir onsself red nie. Die deur staan daar. Omdat ons onsself nie kan red nie, staan 'n wag Jesus. Hy is amper soos wat jy die skater so keer. Hierso man, as jy nou plaasboer, sal jy weer keer, laat jy by die drukgang ingaan. Want hy weet, jy kan jouself nie red nie. Hy is die enigste een wat jou kan red. En hy is die enigste een wat ons binne in ons harte kan sien. En wat ons gedagtes is. So as hy optel dat hier iets begin gebeur het, dan begin keer hy jou aan. Want hoeveel keer hoor ek van die ou reëbouers wat hulle daar teen die muur gesit, dan sê hy, dit gemeender, wat er ook laat kom. Dan vertel hulle self, sal die volgende oggend nou wakker word of uitgerook is, of ek weet hoe goed die werk goed. Dan sit hy met hierdie gevoel, en hy roep. Hoeveel keer in ons dronkenskap praat en roep ons na die Here? Ja. Hoeveel keer in ons moeilike, Here, ek kan nie meer. God het gehoor. Soos wat hy gehoor het vir Israel, toe hulle onder Egiptenare gekastei is, hoor God, toe jy uitroep, ja, Here, ek kan nie meer. Al het jy dit ook net gesê, is dit wat in die hart aangaan. Ja, Here, ek kan nie meer, hierdie drugs maak my klaar. Here, hierdie wyn maak, Here, hierdie leefwyse wat ek lewe maak my klaar. Jy het dit net gedink, maar God het dit gehoor. Jy hoef dit nie gesê het nie, God het dit gehoor. En toe begin die aankeerproses. Sonder dat ons dit besef, ek dank die Here, toe ek so begin kerm het, en gemoun het, God het gehoor. Wat sê die woord? Toe hulle kerm, toe sy volk kerm, sê die woord, en God het dit gehoor uit die hemel uit. Here, ons kan nie, Vader, ons kan nie, onder hierdie verdrukking van die Egiptenare. God het gehoor. So as jy vanmôre hier so sit, en jy roep uit, jy moenie vir my sê nie, want ek is nie God nie. Ek kan jou nie red. Maar as jy vanmôre uitroep in jou binneste, Here, ek kan nie meer. God het gehoor. So as dinge begin skeef loop, dan moet jy weet, dis God wat begin aankeer. Moenie die skeefloop sien as die wêreld, die dinge skeefloop in jou lewe wat jy wou gehad het, jou drome en ideale, alles is verpletter, dis God wat begin aankeer. So wees dankbaar. Dis die wonder van Jesus se woorde, hy sê ek is die deur. Hierdie uitnodiging is vir wie? Vir die twyfelaars. Hierdie goed sê vir my almal, dis klomp sondaars. Verslaafdes, skaammense, godsdienstiges, opstandiges, uitgeputters. Dis vir hulle wat die uitnodiging is. Onthou ons so 'n prentjie van die hospitaal met die klomp bedde, of die kerk met die klomp hospitaalbedde. Dis vir hulle. Mense, kom ons akkommodeer hierdie mense. Dis hulle plek, man. Yes, mense. Mense wat miskien jare voorgee dat alles goed gaan. Mense wat voel, hulle hou net vas. Yes, hierdie lewe is dan taaf. Hulle voel, Mense wat agter 'n glimlag skyn, is so baie, man. Ons smile nie buite, maar daar binne in die huis. Praat jy daaroor? In die aand trek ons die gordyn toe, dat niemand sien wat hier aangaan. Dit is iets baie kosbaar. Het jy al met volmaan gekyk? Jy al met volmaan gekyk? As jy die gordyn ooptrek, hier teen die dag loop jou skare weer al agter jou aan. Jy kan maar loop waar jy wil, jou skare is by jou. Maar jy gesien, jy kan hoe maak, as dit volmaan is, en jy trek die gordyn oop, dan lê die skare weer alweer hier agter jou. Jy kan beweeg net waar jy wil. Jesus is by jou.
Mense wat voel hulle het te ver van God gedwaal, dis die uitnodiging. Dis die uitnodiging. Die kruis sê, nee, dit is nooit te laat. Die feit dat jy vandag hier so sit, dis nooit te laat. Want Jesus verander mense se lewens. Mense wat afgeskryf is dikwels die mense deur wie God die mooiste verhale skryf. Amen. Wat 'n getuienis, mense. Ha? Jy's afgeskryf deur die wêreld, maar God skryf 'n ander verhaal. Ja, Jesus mense, gaan kyk maar 'n bietjie hier in die begin van die boek, dan klink daar nog so 'n voorwoord eers net. Ag, daar gebeur nog nie veel nie. Dis maar nog net ek gee vir die een erkenning en daai. Verstaan, daar gebeur nog niks. Dis vir die begin van ons redding. Maar as jy dan hier na die einde van die hoofstuk toe, dan sien jy daar mense. Weet jy, wil jy nie vir my kom bid nie? Hoekom? Want jou verhaal inspireer my. Jou getuienis inspireer my. Jou leefwyse en verhouding met God inspireer my. Hoekom lees ons 'n goeie boek en ons pas dit aan? Jy moet hierdie boek lees. Hierdie boek moet jy lees. Dis jy. Hierdie begin as jy 'n boek lees, gaan hy nie vir jou. Ag jong, ek het nog nie die ding klaar nie. Maar as jy hom klaar gelees het, dan inspireer 'n boek vir jou sodat jy hom aanpas. Dis jou lewe. Mense begin getuig. Hoor ons geweet van ou Dronk Willem, dis wat hulle, en ek dank God daarvoor, Dronk Willem. Maar ek begin nou op inbox op my Facebook kry van vriende in Namibië wat ek nie sê as 'n vriend nie. Mense wat ek die minste, wat eintlik my vyande gewees het. Ons soek jou telefoonnommer. Nie oor dit of dat, oor die getuienis, ons boek. Hulle begin lees iets waarna hulle smag. So byt jy vas. Jy was niks, maar die deur binne in my, ek is die binnekant. En hy skryf 'n volmaakte verhaal. Want Jesus verander mense se lewens, mense wat afgeskryf is, ja, hy doen dit vandag nog. Die uitnodiging bly staan, miskien voel jy vandag onwaardig. Miskien voel jy nie, dis die laaste bladsy, goed genoeg nie, maar by God is jy waardig. Ek kan jou verseker, want die woord van die Here is waar. Miskien is daar 'n hoofstuk in jou lewe wat jy graag, die wil hê iemand moet lees. Daar's dinge in jou lewe wat voel, Jesus, maar wie jy was lelik. Hierdie, ek wens ek kan dit net vat en weggooi. Miskien voel jy so. Slegte dinge wat 'n mens. So, ons nou wikkels hulle, ons almal wat so, ek wens partykeer daar, die feit hoe sleg ek my kinders behandel het, my eerste vrou behandel. Weet, dis as ek kon so graag daai bladsye wou uitsteek en weggooi. Want dis die goed wat ek wil hê mense moet lees. Dis nie vir my mooi nie, dis vir my gruwelik, man. Dis hoekom ek nie like om oor hierdie goed te praat nie, want dit het so groot skeiding en verwoesting, ja? Iets wat ons gedoen het wat soos die like, man. Dit het 'n bitter pil, dit los 'n bitter smaak. Miskien het verslawing mensens gelaat. Natuurlik. Ek vat maar in Namibië, jy sien hoeveel huise, moeders, veral moeders wat in sanne betaal in klerekas is leeg gesteel. Een ma se huis is so leeg gesteel. Verstaan, dis die letsel van, daar is eers weer 'n lig. Die deure in die huis is afgesteel. Die gordyne is afgesteel. Dis 'n leë dop, dis die letsels. Verstaan jy? Dis wat verslaaf. Die deur staan vir jou oop. Op alle gebiede verslaaf. Ek kyk my ou vriend, ek gaan nou nie oor sy naam noem nie. Wat sy vrou aan hierdie slaappille in pynpille, slaappille meer. Hy gaan vroeg, hy werk toe, dan slaap sy. As hy terugkom, dan slaap sy. Dis die letsel van, hoe kan die huwelik nou goed wees? Verstaan, dis 'n letsel van verslawing. Ons los dit in mense se lewe.
Maar wie, die ding kan nie uitgevee, hy's daar, die letsel lê daar, hy's daar, maar hier binnekant is hy skoongemaak. Sy nouste die getuienis, prys die Here man. Of miskien jou identiteit geword het, al die mislukkings van al die, dit het begin om jou identiteit. Mense wat sê hulle volg Jesus het jou seer gemaak, daar is soveel dinge. Ons het ons altyd die kerk het seer gemaak. Ag, JCB, ek het al so naar vir daai ding. Natuurlik man, die kerk sit vol onvermaakte mense. En dit hang af met wat se gesindheid jy kom. Onthou ons mos hier een Woensdag gepraat het, ons gepraat het van jy's oor hierdie, want jy verras word. Want jy moet nou 'n heilige plek gesien, en nou sit hier 'n klomp krempeles en kankers en luister mooi, Jesus het nooit gesê, hy is die deur vir net die perfekte mense nie, nog nooit. Die uitnodiging is daar vir die verlore en vir die gebroke mense, vir elkeen wat na hom toe kom. Dis waarvoor die wêreld gaan oor prestasie, eie pogings, maar ons kom na hom in afhanklikheid en ons soek sy genade in ons lewe. As ons deur hom gaan, sal jy redding vind, jy sal veiligheid vind, jy sal rus vind en ewige lewe vind, as ons deur hierdie deur gaan. Wat van jou? Amen, wat van jou? Why not? Ek kan maar afsluit. Dis wat ons elkeen se keuse vanmôre